Hartlike goeiedag. Ek praat met jou oor die verlamde man daar uit Kapernaum, wat deur Jesus genees is. Ek wil vir ons net lees uit Markus 2, vers 2 en 3. Daar staan, en dadelik het baie saamgedrom. Dis nou by die huis waar Jesus in was, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. En hy was besig om hulle die woord te verkondig. En daar kom mense na hom toe met 'n verlamde man wat deur vuur gedra word. Ek wens ek kon een van daardie klomp mense gewees het. Hoe het dit gevoel om na Jesus self te luister? Wat het 'n mens ervaar wanneer Jesus die woord verkondig en sy boodskap van liefde oorgedra het? Dit was so 'n belangrike deel van sy bediening terwyl hy op aarde was, om die wonderlike woord van lewe, vryheid, blydskap, hoop en redding vir mense te kon vertel. Hy het by hierdie geleentheid nie vir die mense gepreek nie. In die grondtaal word 'n ander woord vir preek gebruik. Hy het hierdie keer sommer net met hulle gepraat, rustig gepraat, sê dit in die Grieks. Hoe wonderlik. Dit moet wees soos 'n sagte briesie uit die hemel. Dan word sy diens, sy praat skielik onderbreek. 4 mense dra 'n verlamde man na hom toe. 'n Verlamde man. Dit spreek van totale hulpeloosheid en hopeloosheid. Ek wonder wie die 4 mense was. Was dit familie of vriende? Ag, eintlik maak dit nie saak nie. Die belangrikste was dat hierdie 4 mense genoeg vir die verlamde omgegee het om hom na Jesus toe te bring. Ek hou van mense wat iemand in nood na Jesus toe bring. Dis ware vriende. Die Engelse spreekwoord sê tereg, a friend in need is a friend indeed. Die edelste en mooiste daad van vriendskap is om jou vriend in nood by Jesus uit te bring. Trouwens, vriendskap kan met reg bevraagteken word as ons nalat om ons vriende by hom uit te bring. Dank die Here, dis steeds vir ons moontlik, veral deur ons gebede. Kom ek en jy vra die Here om ons ook hierin deur sy Gees by te staan. Here, ek bid dat U my sal help. Ek wil ook vir my vriende in nood na U toe bring en vir hulle help om aan die voete te kom. Ek vra dit in U naam. Amen. Seënwense tot volgende keer.